Familie, goeiemôre, dit is Saterdag en ek wil vir jou regtig uit my harte dankie sê. Dankie dat jy elke dag ingeskakel het hierdie week. Dankie vir julle wat hierdie boodskappe met ander deel, sodat die evangelie net verder kan gaan. Maar vanoggend bring ons alles bymekaar en ek wil jou regtig uitnooi. Jy moet nie môre se preek mis nie, want dit gaan vir jou soveel dinge laat sin maak. Maar ons het hierdie week gesels oor Jesus het kom wys hoe. Ons het gesien dat God kies, dat God laat groei en dat God snoei. Maar nou kom die kern van alles. Nie dissipline nie, nie moeite nie, nie talent nie. Dit is dinge wat nooit vrug kan produseer nie. Wat produseer vrug? Verhouding met Jesus. En Jesus sê dit duideliker as ooit in Johannes 15 vers 4, dan sê hy, julle moet aan my verbonde bly, soos ek aan julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra, as dit nie aan die druiwestok verbind bly nie. En so julle ook nie, as julle nie aan my verbonde bly nie. Die hele Christelike lewe, ons wat Christene is, word eintlik hier saamgevat in 2 woorde. Bly in my. Baie mense probeer vir God werk, maar min mense leef saam met hom. Dit is 'n harde realiteit, want ons weet dat vrug kom nie uit aktiwiteit nie, dit kom uit ons verbondenheid in Jesus. Dit is soos wat Jesus geskryf het in Johannes 15:5, dat ons moet in hom bly. Jesus sê nie, julle kan sonder my min doen nie. Hy sê, sonder my kan julle absoluut niks doen nie. Ons grootste geestelike fout baie keer is om te dink dat ons self kan vrug produseer. Deur ons eie inspanning, deur ons eie harde werk. Maar 'n takkie kan dit nie alleen doen nie. 'n Takkie kan nie alleen druiwe maak nie. Dit moet aan die wingerdstok verbonde bly. En wat beteken dit vandag vir my en jou, as ek sê om in Jesus te bly? Eerstens beteken dit, sy woord bly in jou. Dis wat Johannes 15 vers 7 vir ons sê. Jy leef nie net volgens beginsels nie, jy leef vanuit sy stem. Tweedens, sy liefde bly oor jou. Dis wat Johannes 15:9 vir ons sê. Skuld is nie ons drywer nie, dit is liefde wat ons dryf. En die derde ding is, sy lewe vloei deur jou. Dis wat Galasiërs 2 vers 20 vir ons sê, ek leef nie meer nie, maar wie leef in my? Christus leef in my. Dit is 'n nuwe bron van lewe. En wanneer iemand regtig in Jesus is, regtig in hom bly, dan gebeur daar iets merkwaardig. Ons gebed begin verander. Ons gehoorsaamheid, ons vreugde word meer konstant. Ons liefde word sigbaar vir almal om te sien. En wat gebeur? Die vrug word blywend. En dit is nie gedrag wat die verhouding skep nie. Dit is 'n verhouding wat gedrag voortbring. En wanneer jy in Jesus is, kom vrug vanuit self. Wanneer jy losraak van hom, dan droog alles op. Selfs al lyk dit godsdienstig, selfs al lyk dit mooi, aan die einde gaan God nie vra hoeveel jy gedoen het nie. Maar hy gaan vra of jy vasgehou het aan die wingerdstok. Het jy vasgehou en toegelaat dat jy en ek as 'n takkie vrugte dra. Familie, hier is die kruks van hierdie week. Dat Jesus se droom, Jesus se plan, Jesus se roeping vir my en jou is om vrug te dra. En ek hoop dat hierdie week het jy reeds sekere dinge gehoor en geleer wat jy kan toepas in jou lewe. Want dit is ons hart met hierdie reeks waarmee ons besig is oorvloed, dat jy werklik 'n oorvloedige lewe sal kry. Familie, vanoggend wil ek jou vra, net waar jy is, maak jou oë toe en kom ons bid saam. Here, dankie dat ons in U kan wees. Wat 'n voorreg om 'n verhouding met U te kan hê. Wat 'n voorreg om in 'n lewende verhouding met U te kan staan. Vader, vanoggend is my diep hartsgebed. Here, dat U net vandag sal kom praat deur die Gees en deur die woord. Here, ons is vandag net 'n instrument. Here, vanoggend is ek net 'n instrument, Here, wat ja sê vir U. En Here, mag U daai ja gebruik. Mag U ons elkeen se ja gebruik. Here, daar waar ons ja sê vir U, mag alles waaraan ons raak in goud verander. Mag alles waar aan ons raak vrugbaar wees. Dis ons gebed in Jesus se mooi en heilige naam. Amen.
Familie, baie dankie dat jy hierdie week saam gereis het. Ek wil jou uitnooi om asseblief nie môre se boodskap te mis nie. Dit gaan hier aanlyn beskikbaar wees. As jy in Alberton woon, 9uur by Alberton High School, maar dit gaan hierdie hele week vir jou bymekaar bring. Maar seker dinge wat ek gaan uitlig, wat nie in hierdie week se oordeenkings gesê is nie, wat die vrugbaarheidskomponent vir jou soveel meer gaan laat sin maak. So ek vra jou, skakel môre saam met ons in. Mag jy 'n wonderlike Saterdag hê in Jesus naam. Amen.